So die tema vanoggend, geroep vir. Kort, maar kragtig. So kom is dit gepas vir ons vandag. Wel, Hemelvaart het sopas plaasgevind. En in daai het Jesus die opdrag vir ons gegee. Nou ons is baie bekend met dit, is ons nie. Dis in ons missie van die kerk. Gaan maak disippels. Maar het ons ook 'n visie wat sê dat ons moet Jesus intiem ken en hom bekend maak. Nou ons wil vanoggend bietjie oor daai ene journey. Vir wat is ons geroep? Nou ek weet nie van julle nie. Maar ek beleef nou al hierdie laaste tyd, en ek praat nie van die weke nie, al vir jare. Ons praat die praat. Hoe sê hulle in Engels? We talk the talk. Maar walk we the walk. So in Engels is nou nog bietjie, dit is nog vroeg, ek is gevries nog. Do we walk the walk? So ons praat dinge soos, ons moet disippels maak. Nou ek weet nie van julle nie, maar dit is baie wyd. En ons spreek ook hierdie laaste tyd baie oor dit. En aan die ander een wat ek vanoggend gedeel het is, ek weet nou nie wat het mense dit eers noem nie, maar een wynplant, miskien nie sulke plante. Druiweplant stok by my jaar. Ek weet eers waarom te snoei dat hierdie ding loop nie, maar dan preek ons oor, jy is die lood in die wynstok. Maar wie van julle weet hoe dit werk? So ons praat al hierdie mooi woordjies en goedjies, en dan sê ons amen en dan gaan ons uit. En dan begin die lewe. Is dit nie? Dan het ons weer ons volgende stories hierso, vlees en gees. Nou ek gaan oor 3 goed vanoggend gesels wat wyd uit mekaar uit is, maar wat by mekaar kom. So staan vas saam met my dat ons eers paar goedjies sit. Nou dit gaan nie nuwe goed wees, dalk nie. Maar ek wil 'n bietjie op 'n ander angle kyk. Nou as ons praat van vlees en gees, dan gaan dit vir ons terugvat na Adam en Eva toe. Was Adam en Eva mens soos ons vandag is? Was hulle? Julle kan maar antwoord. Ja of nee? 2 arms, neus, seker nie so groot soos myne nie, maar 'n neus. So stem saam, hulle was daar in die vlees soos ons vandag is. En toe is hulle ongehoorsaam en hulle eet die vrug. En wat is die eerste ding wat gebeur? Wat is die eerste ding wat gebeur? Hulle bewuslikheid van wat tans in die vlees is. Nou, dit het so gebeur. So wat was voor dit? Dit moes dan seker nou die gees wees. Nou ek wil vanoggend op daai ene begin. Dis die eerste een wat ons wil hê ons moet verstaan. Want ons praat maklik om te sê Jesus is in ons hartjie en ons moet ons lewe gee. En soos ons die lied gesing het, I speak Jesus. Ons spreek Jesus in ons situasie. Is dit mooi woorde? Dis kragtige woorde. Maar hoe affekteer dit jou lewe? Want hier's 2, vlees en gees. So weer in die tuin van Eden. Toe hulle die vrug eet. Eerste word hulle bewus van hulle naaktheid. Vlees. Nou, kom ons kom gou vandag. Ons is nie in die tuin van Eden nie. So, prakties. Jy word gebore. Hoe leer ons in die lewe? Hoe ontwikkel ons brein? Deur wat ons voel, sien, proe, die vlees. Is ek nie? Nou word ons groot. Ons brein is gekondisioneer deur die wêreld. Dit wat ons ken en verstaan is hierdie wêreld. Dan kom ons in die kerk setup, ek praat maar van my. Dit is my journey. Dan hoor mens hierdie, jy is die lood in 'n wynstok. Spreek Jesus. Lewe in die gees, né? En dan lees ons Hebreërs 11 wat sê, geloof is om oortuig te wees van die dinge wat jy nie sien. Nou as ek nou vir julle vanoggend sê, agter hierdie muur is 'n buffet ete uitgesit. Wat sien jy nou? Jy sien die muur. En dit is hoe ons lewe vat. Ons hoor die woorde, lewe in die gees. Voed die gees, die vlees moet sterf, né? Praat ons nie so nie.
So dis die eerste beginsel wat ek wil hê, julle moet heeltyd terwyl ons gaan praat, wil ek hê ons moet dit besef. Die eerste ding wat gebeur het is, Adam en Eva het bewus geword van die vlees. So wat het dit gebeur? Daar het 'n gaping tussen ons gekom uit die gees. En die journey van ons lewe is om uit die vlees terug te keer in die gees. So, om op te som, daar's 2 bane, kan ons hom so stel. Kom ek change dit. 2 ordes. Want na ons Sondag sê amen, dan ry jy in jou kar deur die eerste pothol. Hoe praat jy van die wêreldleiers? Hoe reageer jy? Wat post jy op Facebook? Wat comment jy in die Republikeinse nuus oor 'n pothol? Is jy nou gees of is jy nou vlees? Dis ons nuusberigte van Walvisbaai. Ek gaan nie eers ver nie. Ons hoor die woord, maar ons oë sien dit. Wat voel jy? Wat beleef jy? Wat word vir ons gesê? Lewe. Lewe is 'n realiteit. Daai is ons favourite, is dit nie? Maar die mense moet net gaan. Daai mense is wie? Dis ons asgate. Ek dink dit lyk soos die tuin van Eden nie. Wêreldnuus. Die lewe gaan aan. Oorlog gebeur. Mense met soet en ties praat oor ons toekoms. Niets te nuus. Wonder wat gaan hier gebeur. Identiteit. Druk die grenslyn. Nou ek weet nie van julle nie. Ek's 'n pa van 2 dogters. Nou vanoggend gaan ek rou word voor julle. Want dit is realiteit. Dis ons lewe, is dit nie? Dis wat aangaan. Dit is wat ons oë sien. En dan hoor ons goeie soos, jy's die lood in die wynstok. En dan is ons soos, what the hell? Dan traai die mense van die dorp iets doen. En dan vra ons, maar ons is geroep om 'n stad op 'n berg te wees met 'n lig. Jy is geroep vir wat? Wat interessant hier vir my is Mighty Men Desert Edition, voorbladnuus, saam met Deadly Long Weekend on Erongo Roads. En ek kan ons terugdink aan gisteraand. Saam op 1 bladsy. En dan kom ons by die. So, ons sing en ons bid, God is ons provider. Ons lees versies van hy voorsien vir ons. Ons bid en lees Bybel, korrek? En dan maak ons toe, dan breek die nuus petrol gaan met R4 op. En dan slat dit 'n paniek. Of is dit net ek? Dis tog realiteit. Dan is gees waar? Ons is in die vlees.
En dan begin ons dit justify, doen ons nie. Doen ons nie. Dan probeer jy nou goed in plek kry. En jy probeer harder werk. Jy druk oortyd. Jy skweel oor jou salaris. Jy begin die government afbreek. Jy begin distance sit tussen jou vrou, jou kinders, jou dinge. Jou lewe word geconsume deur die vlees wat die oog kan sien. Dan is stories soos lood in die wynstok vergete. Die lekker worship van Sondag is verby. En dis nou eers Maandagmiddag. So, dis die inleiding. Ons lewe in Babylon. Nou, ons gaan nou gou kyk wat is Babylon. Maar dit is vandag die realiteit. Die lewe druk, ons sien dit, ons voel dit, ons proe dit. Dis deur mekaar. Die angs is daar. Identiteit raak 'n probleem. Is 'n probleem, tans dalk vir jou. Waar pas jy? Wie is jy? Hoe moet jy wees? Kultuur verander. Is ons nie al bekend met dit nie? Daai is realiteit, is dit nie? God soek nog steeds betroubare, gedissiplineerde, vredelewende en getroue mense wat in Babylon kan leef sonder om Babylon te word. Dit het nog nooit verander. Die Here soek dit nog steeds tot vandag toe. Dit was Jesus se opdrag. Gaan en gaan maak disippels. Vanoggend se versie vir ons 10de. Gee. Die Here soek nog steeds mense wat sy diens kan doen. OK, Babylon. Nou voor ons hier lees. Wat hier gebeur het is, koning Nebukadnesar het oorlog gemaak teen Juda. Hy was die koning van Babylon. Juda is wat die Israeliete was. Oorlog gemaak en gewen. Die Here het hulle oorgegee aan Babylon. En hy kom en hy sê, na hy alles gekry het, gaan hy en hy sê, onder hierdie Judeërs was daar Daniel, Hanania, Mishael en Asaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniel is Beltsassar genoem, Hanania is Sadrach, Mishael Misach en Asaria Abednego. Wat het eers met hulle gebeur? Koning Nebukad het vir hulle instruksie gegee, gaan en gaan haal vir my manne van die koninklikheid uit en die nobleness en bring hulle Babylon, so hulle verloor hulle land. Wat is die eerste ding wat gebeur toe hulle in Babylon kom? Hulle kry nuwe name. En as ons vandag met ons kinders praat, sê ons, en wat was Daniel se vriende se name? Sadrach, Abednego, Mesach. Is dit hulle name? So wat doen Babylon met ons vandag? Hy vat jou land, hy vat jou kultuur, hy verander jou naam. Babylon het eers vir Daniel probeer dood, hy het nie eers vir Daniel probeer doodmaak nie. Hy het hom eers probeer definieer. So as ek vanoggend vir jou vra, wie is jy? Wat is jou antwoord op dit? Dis hoekom ek beleef ons lewe in Babylon. Ons is nie in die tuin van Eden nie. Babylon is die vlees. Dit wat ons sien, proe, voel. Maar hulle doen dit, en hulle doen dit, en hulle doen dit. Of, maar hy doen dit, of hy doen dit. Nou by Daniel 8. Nou is hulle gekry, en hulle word gebring. En nou sê die koning, hierso is al my eetgoeders. Babylon, 'n land wat afgode dien, dis chaos, dis mal, daar's nie lyne nie, daar's geen rigtings nie. Alles tel. Klink dit soos vandag?
En hy kom en sê, eet, alles is vir julle gegee. En Daniel het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Wat doen ons as ons in so 'n situasie kom, waar Babylon van jou verwag? Probeer jy dit justify? Ons gaan nou daar kom. Daniel het sy identiteit geweet en gehou. Maar wag nou. Hy het sy land verloor, sy kultuur verloor, sy naam verloor. En hoe kan hy sy identiteit behou? Sy identiteit was nie daai nie. Terwyl dit gebeur, die ander instruksie wat die koning ook gegee het is, hierdie manne wat gekry is, moet vir 3 jaar lank geleer word, Babylonse maniere, sy strukture, hoe sê ons vandag, policies, strategies, sisteme, hoe het Babylon gewerk, want die koning gaan hulle gebruik in sy netwerk. Daniel het in die regering gewerk, hy het die sisteem geleer, en met dit alles het hy uitnemendheid werk gedoen. In Engels sê dit vir my so mooi, excellence. Hy het die samelewing gedien. Hy het verantwoordelikheid gedra. Ons Christene is nie geroep om in die samelewing weg te kruip nie. Ons is nie geroep om te haat nie. Ons is geroep of om soos die samelewing te word nie. Ons is nie geroep om te verander nie. Toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se vensters het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniel voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Daniel se publieke krag het gekom van sy persoonlike dissipline. Hoe lyk jou persoonlike dissipline? Sien, as ons die tyres sien brand, wat doen jy? As die samelewing druk, wat doen jy? As jy jou werk verloor, as die petrol opgaan, as jou salaris sak, as die brood duur word. Hoe lyk jou persoonlike dissipline? Ons ken hierdie versies al, dat Daniel 3 keer 'n dag gebid het, en tyd by die Here spandeer het, soos hy altyd gemaak het. Ons weet dit. Nou wil ek terugkom by lewe. Hoe kon Daniel dit doen? As hy in die vlees is. Omdat hy God intiem ken, kon hy hom bekend maak. En jy kan net God intiem ken, as jy verstaan wat jou DNA is, wie jy is. Jy's gees. Hierdie vlees, dis nie vir nou nie. Dis nie wie ons is. God se orde en die wêreld se orde is heeltyd opposite. Die eintlike stryd is identiteit en nie politieks en ekonomies. So vanoggend wil ek bietjie gou staan. Waar plaas jy jou identiteit? Plaas jy dit in jou ras? Plaas jy dit in jou politieke party? Plaas jy dit in jou taal? Plaas jy dit in jou geld? Jou kultuur, jou sukses, jou vrees, of jou verlede. Verlede kan 2 kante toe val. Verlede kan was hoe goed jy was, en almal herinner in die toekoms oor jou verlede, of heeltemal verdwyn in jou toekoms as gevolg van jou verlede. Publieke aandag of bekendheid.
dis nou waar ons Facebook posts, ons LinkedIn, ons AI, alles op daai skerm. Neem tog net die mooi foto's en jy neem daai foto 10 keer oor dat die publiek net kan sien hoe goed dit met jou gaan. Weereens vlees. Daniel het sy land verloor, maar geweier om sy identiteit te verloor. Kulture gaan verander, regerings gaan verander, ekonomie gaan op en af. Dit is al vir millennia gewys. Maar God se mense kan nie hulle identiteit anker in hierdie wêreld. Jy kan nie. Dit werk nie. Die kennis van die Here, wat Johan gepraat het, die openbaring van die Here, kan nie pas in die wêreldse stelsel. En ons wil baie keer dit so doen. Ons wil baie keer kom en sê, dat hierdie openbaring wat ek nou gekry het, gaan ek in hierdie situasie so toepas, met die wêreldse impak van die oog. En dan werk dit nie, of dit pas nie, of is meer confusing. Nou wat se orde praat ons van? Nou ek weet nie van julle of julle dit al ken nie, maar dis iets, nie niets nie, maar begin in my kweek. Kom ons lees gou Hebreërs 11, gaan oor Melchisedek. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid, en dan ook koning van Salem. Dit is die koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aardsvader, 'n 10de van die buit gegee het. Let nou op hoe groot hierdie man was, vers 5. Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang het, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk 10des te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham 10des geneem en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense 10des, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe, en om te sê, het ook Levi wat 10des ontvang, deur Abraham 10des gegee, want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang. Waarom was dit dan nog nodig, dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem het word nie? Want met veranderinge van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet, omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort, het waaruit niemand die altaar bedien het. Want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgespring het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van priesterskap nie. Groot mondwoorde, ek het die hele hoofstuk opgesit gaan lees hom weer. In kort, Melchisedek was koning en priester. Nou gou 'n bietjie 'n history les. In konings het elke koning 'n profeet gehad. Hy was net koning. En die tempel was apart met priesters. Is ons met mekaar? Aaron. Daar was tempel. My uitdaging, vir die wat my ken, ek het hier begin as jeugpastoor, leviet. Toe word ek geroep, wêreld, samelewing, besigheid. En vir lank het ek gesukkel tussen hierdie switch. Nou gaan ons kerk toe, nou is ons by Bybelstudie, en dan is ek by 'n besigheidsmeeting, dan is ek hier, dan is jy daar, dan sit jy aan koning, dan priester, dan koning,
dan priester, of is dit net ek? En hier kom hulle en sê, die orde wat ons geroep is Melchisedek, waaruit Jesus kom. Nou wie was Melchisedek? Was koning en priester. Voor Moses, voor die Lewiete, voor kerk. Nou wil ek weer teruggaan na lewe. Adam en Eva was in die tuin van Eden in gees, een met God. Jesus kom nie uit die stam van die Lewiete nie. Hy het nie sy bediening kom begin in die tempel. Nee, wat het hy gedoen? Hy het alledaagse mense geroep. Vissermanne. Manne in die besigheid, in die wêreld, in die realiteit. Daai tussen die tyres wat brand, daai wat die potholes regmaak, dis hulle wat Jesus geroep het. En gesê het, jy as mens gaan dit nie kan doen nie. Maar deur my is ek die lewe, die wysheid, die insig. Nie die Lewiet nie. Jy is die koning en priester. Ons het nie koning, priester nie. Ons is geroep vir koning en priester. Ons is geroep om te regeer saam met Jesus. Binne in die realiteit van die lewe. Sien, Daniel het dit verstaan. Daniel het sy roeping geken. God se koninkryk. Lukas 17. Toe die Fariseërs vir Jesus vra, wanneer die koninkryk van God dan kom, het hy vir hulle geantwoord. Die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word. Hulle sal nie kan sê, kyk hier is dit, of daar is dit nie. Want die koninkryk van God is hier by julle. Nou die Engels en die oorspronklike sê is binne jou. Jy moet asemhaal. En as jy dit mis jy dit. Ons oorspronklike design was Adam in die tuin van Eden, waar hulle God intiem ken. Hulle sien nie realiteit. Hulle het geleef in die gees. En hier kom Jesus weer, na alles wat die Israeliete deur is. En die tradisie wat hulle ken. Kom hy en sê, die koninkryk van God is binne jou. Jou identiteit. Terug na originality toe. En ons laat toe dat die wêreld, die politiek, die kulture, die tale, die identiteit, die pressures van petrol, die samelewing, druk ons in en vorm ons, dat dit stil word. Abraham was die vader van die Lewiete, wat priesters is. Daniel kom uit die bloedlyn van Juda. Ons is geroep in orde van Melchisedek, priester koning. Psalm 110. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Wie is jy? God soek nie net godsdienstige mense. Hy soek betroubare mense wat sy karakter in die alledaagse lewe uitleef. God se wysheid pas nie in die wêreldse stelsels nie. Nou hoe is ons alledaagse lewe? Besigheid. Besigheid leer ons, jy het kredietlyne. 60 dae, 30 dae, 90 dae, 120 dae. Die wêreld leer ons, rek dit uit so ver soos jy kan, want ons het cash flow nodig. Wat sê leer die Bybel ons? Dat jou ja wees en jou nee wees. Moenie op ander mense trap, lig hulle op. So hoe doen jy besigheid? Jy werk vir 'n besigheid. Ja, maar die besigheid kan maar net betaal. Die besigheid moet net dit, my baas kan maar net dit moet in Korintiërs 3, Kolossense 3 sê vir ons, werk asof jy vir die Here werk. Ouerskap. Ja, maar jy verstaan nie vandag se tyd.
se kinders, moet ek hoor en hoor hoe hulle voel. Vandag se tyd. En dan lees ons die Bybel wat sê, tigtig hom, die wat jy lief het. Buig die bompie terwyl hy jonk is. Lê die fondasie. En dan sê hy ook, toets alles en behou die goeie. Werk. Hoe is jy by die werk? Man. Leierskap. Hoe is jy by die huis in jou samelewing? Praat ons saam oor die tyres en die potholes, of is ons die leier wat ons geroep is vir die dorp in hierdie seisoen? Jou verhoudings, mense rondom jou, mense in die kerk, jou gemeenskap. Kruip jy weg? Is jy 'n aanwins vir die samelewing, of is jy nie? Is ons God se hand en voete? Band kan opkom. God het Daniël nie uit Babylon verwyder. Hy het hom binne Babylon gevestig. Jy hoef nie Babylon te word om Babylon te oorleef nie. Die uitdaging hier is, wat kies jy? Hoe kies jy om te leef? In watse orde kies jy om te leef? Verstaan? Ons het nou net 2 liedjies gesing wat altyd gegaan het oor Jesus gee lewe. As jy vanoggend lewe kan definieer, wat sal dit wees? Is dit die asem wat jy nou haal, of kan jy ewigheid sien in dit? Kan jy jou roeping besef, dat jy is die hande en die voete vir God? Ons is geroep vir hierdie tyd, en in hierdie dorp en hierdie plek om ons lig te laat skyn. Sout te wees vir die aarde. Is ons die antwoord? Kan mense na jou kyk en sê, ek sien Jesus in jou? Of sien hulle iemand wat saam met die samelewing, saam met nou se goeders is? Hak jy vas in die vlees, of is jy vry van vlees en lewe jy in gees? Al sê jou bankbalans wat, kan jy deur dit kyk en die geloof sien met oortuiging aan die ander kant. Al val alles plat, is jy die bietjie hoop in daai tyd. Al het jy hierdie groot skedule, kan jy dit een kant toe skuif en sê, Here, U wil. Al kry ons hierdie landswet in, en ons maak soos Daniël en sê, ek gaan nog gou huis toe en maak my vensters oop wat uitkyk op Jerusalem. Ek gaan nou tyd by die Here spandeer. Julle kan bietjie wag. Of dek die lewe vir jou hierdie tafel, en jy soos, ek moet nou die voorbeeld in die lig wees hier, so ek gaan nou maar dit doen eers. Of kan jy opstaan en sê, sorry, nee. Maak nie saak wat se impak daar gaan wees. Die vraag vanoggend is, kan God ons vertrou met druk? Jy is gebore vir hierdie tyd. Jy is in Walvis Bay vir hierdie tyd. Druk of nie druk, kan God jou vertrou? Kan God jou vertrou met geleenthede, of gaan die geleenthede jou voorskryf? Kan God ons vertrou met invloed? Jy weet, niks gebeur sonder die Here. Daai verhoging wat jy kry, of in Engels wat so mooi sê, promotion, in 'n nuwe bestuurspos. Jy is daartoe geskuif om die mense wat onder jou is te lei. Of dink jy is omdat jy so goed is? Hoe kan God jou vertrou met daai invloed? Die geld. Jy het nou 'n investor gekry. En nou gaan jy jouself verryk. Of gaan jy die Here vra, hoe nou? Hoe kan ek nou iets bou in Babylon wat eer gee aan U?
Kan God ons vertrou met verantwoordelikheid? Jy het kinders, jy het 'n vrou. Hoe staan jy? Staan jy? Kan God ons vertrou om getrou te bly in Babylon? Maar dit gaan nie maklik wees. Maar dit klink soos bekende woorde, klink dit nie? Jesus se eie woorde was, dit gaan nie maklik wees. Maar onthou, ek's by jou tot die einde. Dit is wat ek regtig mee, nie sukkel nie, maar hierdie laaste tyd op is. Want baie keer is dit realiteit. Jy kom in 'n situasie wat jy sê, is jy regtig by my? Maar dit lyk nie so nie, en dit voel nie so. Of praat ek net met myself? En ek kan dink Daniel het ook so gevoel. Maar hy het geweet wie hy is en wie sin hy is. Mag ons gaan hierdie tyd vorentoe. En in alles wat ons doen, sê en dink en besluit, eer gee aan die Here. Mag ons vlees een kant toe skuif en vir Here sê, tot hier toe en nie verder. Ek verstaan ek is geroep om die lig te wees. Die stad wat gebou is op die heuwel. Dis ook Jesus se woord. Ons steek tog nie 'n kers aan en sit hom onder 'n deksel neer. Jy steek 'n kers aan om die lig te maak. As jy vanoggend toegelaat dat Babylon jou 'n bietjie oorneem. En jy wil vanoggend vir die Here sê, hier is ek. Dit gaan nie maklik wees, Here, maar ek's beskikbaar. U kan my vertrou. Net soos Daniel gemaak het, waar hy opgestaan het en gesê het, ek gaan nie van dit doen. Nooi ek jou, staan. Begin die vlees beheer, en laat jou gees kan staan, en sê, tot hier toe en nie verder. Maar ek neem my posisie nou in hierdie samelewing wat die Here my geroep het. Dan wil ek hê jy moet nou staan. As die Here vanoggend vir jou sê, dis tyd, my kind, om jou posisie in te neem vir wat jy geroep is, staan. Moenie skaam wees nie. Want dis hier waar ons dit kan wegsteek nie. Ek wil hê jy moet weet, die Here sien. Ek wil aansluit by Marika se preek van Saggeus. Sien, Saggeus het besluit om die boom te klim. Toe hy die aksie gemaak het, toes Jesus dadelik, Saggeus, ek sien jou. Ek sien jou. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Here sien jou situasie. Hy verstaan. Maar jy moet sy belofte aanneem en sê, ek weet, dis met u krag en oorwinning, Jesus, dat ek elke situasie kan aanspreek in u naam. Papa Vader, u ken ons harte vanoggend, Here. En ek weet, Heilige Gees, u spreek tot elkeen se hart vanoggend. Here, dit is nie maklik as ons hier uitstap om daar buite in te gaan en die realiteit te beleef. Maar Heilige Gees, ek vra dat u versterk ons van binne. Al wat u van ons vra is om beskikbaar te wees en na u troonkamer te kom, Here. Vanoggend besluit ons, hier is ek. Maak met my wat u wil. Lei my, Vader. In elke situasie waar ek is, gee vir my wysheid, insig. En daar waar ek moet stil bly, gee my die woord om stil te bly. Sodat wanneer mense na my kyk, hulle u kan sien. Alles gaan oor u, Jesus. U is ons lewe. U versterk ons gees. Wys ons u koninkryk. Openbaar u self aan elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus se naam.
Amen. Soos ons hierdie week uitgaan, gaan op jou knieë. Die Here versterk in sy binnehuis, voor jy in die publiek kan sterk wees.